Kom ons blaai na Johannes hoofstuk 17. En terwyl jy blaai, dit was nou lekker om te sien, party van julle het onthou om bly te lyk terwyl julle sing oor blydskap. Maar party van julle het weer 'n bietjie vergeet. In ons biografie-reeks oor Jesus se lewe op die aarde, kom ons vanoggend by sy laaste gebed. Sy laaste gebed voordat hy geneem word. Natuurlik bid hy aan die kruis ook. Maar sy laaste gebed voor sy gevangeneming, dis waarby ons uitkom. Daar, voordat hy homself aan die kruis gaan offer het vir 'n versoening van al die sondes, van elke een wat deur al die eeue heen in hom geglo het en nog in hom sal glo. Kom ons lees daardie gebed, Johannes 17 van vers 1 af, die hele hoofstuk. Vooraf het Jesus gepraat oor dat hy die wêreld oorwin het. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld oorwin. Dan vers 1. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u seun, sodat u seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te volbring, wat u my gegee het om te doen. Verheerlik my nou ook by u, Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense, wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord ter harte geneem. Nou weet hulle, dat alles wat u my gegee het, van u kom. Want die woorde wat u gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem, en dit tot oortuiging gekom, dat ek waarlik van u gekom het, en hulle het geglo, dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Almal wat aan u behoort, almal wat aan my behoort, behoort aan u. En wie aan u behoort, behoort aan my. En ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in u naam bewaar, die naam wat u my gegee het. Ek het hulle beskerm, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kon word. Maar nou kom ek na u toe. En ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het u woord aan hulle gegee en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Terwille van hulle wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom.
Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief het, net soos wat U my lief het. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U, en hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Dit is die woord van God. Dit is so 'n ryke gebed. Mens kan weke spandeer om stuk vir stuk hierdeur te gaan. Ek gaan nie vandag gaan ek dit saamvat, omdat ons in hierdie korter reeks oor sy biografie is. Jesus het gereeld gebid. Hy was gedurig in 'n persoonlike gesprek met sy Vader. 'n Gebede van afhanklikheid, van gehoorsaamheid, 'n kontinue gemeenskap. Alhoewel ons hier en daar lees waaroor hy gebid het, soos byvoorbeeld die nag wat hy die deernag gebid het, voordat hy sy apostels gekies het. Of die gebed dat Petrus se geloof nie sal ophou nadat hy Jesus verloon het nie. Maar daar is iets van 'n heilige vertroulikheid oor die inhoud van sy gebede. Behalwe hierdie uitsondering van Johannes 17. Hy begin sy gebed met die verklaring dat die tyd gekom het. Die uur het aangebreek, sê die ou vertaling. Jesus is nie net afhanklike mens nie, hy is ook God, seun van God. Hy weet dat die mees dramatiese verandering in die mens se geskiedenis is op hande. Die finalisering van sy verlossingswerk waarvoor hy gestuur het, kom nou. Nie net die kruisoffer vir sonde nie, maar ook sy opstanding as oorwinning oor die duiwel en die sonde en die dood, en daarna sy hemelvaart en sy tuiskoms terug in hemelse heerlikheid. Hierdie gebed van Jesus is asof dit 'n oorgang is. 'n Oorgang van hom wat nie meer hier is by sy volgelinge nie, en dat hy daarom sy disippels dan nou oorgee in die sorg van sy Vader. Daar is 3 groot fokusareas wat redelik met mekaar oorvleuel in hierdie gebed. Jy kan eintlik sê, dis 3 bewegings wat op mekaar volg, maar die een 'n onderbou is vir die volgende. Eers fokus Jesus in sy gebed oor homself en oor wat hy gedoen het. En dan spesifiek gebede vir die 11 apostels, en dan vir almal, alle gelowiges op alle tye en op alle plekke. Oor homself bid Jesus hoofsaaklik oor 2 dinge. Oor sy werk wat hy op die aarde gedoen het en voltooi het, en dan op sy verheerliking wat daarop volg. Hy begin deur die Vader te vra om hom te verheerlik, en dan gee hy die doel daarvoor, hoekom hy verheerliking vra, en hy gee ook die rede hoekom hy verheerliking sou kry. Die doel waarvoor hy verheerliking vra is sodat hy die Vader met sy heerlikheid sal verheerlik. So asof die Vader se heerlikheid wat hy aan die Seun gee, weer terugkaats om die Vader te verheerlik. In sy hele lewe, en ook in hierdie hele gebed, is Jesus se fokus alleen maar net
op die verheerliking van sy Vader, die drie-enige God. Vader wat die Seun verheerlik en Seun wat die Vader verheerlik. Jy kan sien hoe die beeld skuif van sy aardse sending wat nou voltooi word na sy hemelse heerlikheid waarheen hy terugkeer. Hy maak klaar op die aarde. Hy gaan terug na sy Vader toe. Hy gaan terug om weer die verheerliking te ontvang wat hy gehad het nog voordat hulle die wêreld geskep het. Hy vra verheerliking om God te verheerlik. En dan gee hy ook die rede waarvoor my daarvoor kan vra. Hy vra verheerliking omdat hy die Vader op aarde verheerlik het. Hy het die sending waarmee hy gestuur het, heeltemal en volkome en perfek voltooi. Hy het die Vader se woord, sy wil, hy het hom bekend gemaak, sodat sy disippels sy woorde ter harte geneem het en oortuig is en glo dat hy deur die Vader gestuur is, as die een wat sou kom. Hy het hulle beskerm en in die naam van die Vader bewaar, sodat hulle in geloof gebly het. Behalwe net Judas Iskariot, wat van die begin af bestem was om verlore te gaan. Jesus se kruisdood lê nog voor. Maar dit, en sy opstanding, en sy hemelvaart is vir hom so goed as verby. In sekerheid van sy finale oorwinning en afhandeling, verklaar hy dat hy dan die volmag van God gekry het oor die hele mensdom, om ewige lewe te gee aan almal wat die Vader aan hom gegee het om dit te kan ontvang. Hy gee dit nie vir almal nie, net aan die wat die Vader vir hom gegee het. Ja, en as jy Efesiërs 1 lees, dan weet jy dat dit hulle is wat die Vader voor die grondlegging van die aarde af uitverkies het om te kan glo en om deur geloof in Jesus Christus aangeneem te word tot God se kinders wat ons aan hom behoort en wat hy dan aan die Seun gee, sodat die Seun hulle kan verlos en die ewige lewe aan hulle gee. Elkeen wat glo en hierdie ewige lewe ontvang, ons moet baie seker wees. Dis genade alleen. Ons verdien geen snars daarvan nie. Dis loutere genade. God, die Vader, wat jou aan God die Seun gee, wat jou verlos en dan die ewige lewe aan jou gee, om vir ewig saam met hom in sy heerlikheid te kan dien. Genade. Maar as jy nie glo nie, dan ontvang jy nie hierdie ewige lewe nie. En dan bid Jesus nie hier vir jou nie. Hy bid nie vir die wêreld nie. Hy bid net vir hulle wat hy van die Vader ontvang het en wat aan hom behoort. En dan fokus hy sy gebed eers spesifiek op die 11 apostels, vir hulle bewaring en hulle beskerming en hulle heiligheid en hulle blydskap. Maar wat hy vir hulle bid is nie uniek net vir hulle nie. Hy bid dit spesifiek vir hulle, maar uit die res van die Bybel uit weet ons, dat wat hy vir hulle vra, is ook algemeen wat hy vra vir alle gelowiges. En dis wat hy dan doen in vers 20. Dan brei hy hierdie spesifieke gebed verder uit, verby die apostels, na almal wat deur hulle bediening tot geloof sal kom. Hy bid vir die hele kerk, van alle tye en alle plekke. Almal wat reeds in hom glo en elke een wat nog tot geloof sal kom in hom. Maar nog steeds bid hy nie vir die wêreld nie. Hy bid vir hulle wat hy van die Vader ontvang het. Hy bid vir hulle wat God se woord ter harte neem, vir hulle wat in geloof oortuig is dat hy van die Vader afkom en dat hy sy verlossingswerk gedoen het vir hulle wat glo, dat hy dit perfek uitgevoer het en dat hy aan elkeen wat glo die ewige lewe kan gee. Dit is hulle vir wie hy bid. Glo jy in Jesus Christus
dan bid Jesus hierdie gebed vir jou, persoonlik. Wat bid hy vir elkeen wat in hom glo? Kom ons kyk na wat hy vir die apostels gebid het, en dan gaan ons verder, en ons kyk daarmee saam, dit wat hy dan bid vir hulle wat tot bekering kom, en wat tot geloof kom, uit die bediening van die apostels. En julle weet, die bediening van die apostels is dit wat ons in die woord ontvang, nee. Hoe hulle die woord opgeskryf het, die evangelies, die briewe, Openbaring. Hy bid dat die Vader ons in sy naam sal bewaar, dat ons toegewyd sal wees deur die waarheid. Die waarheid wat God in sy woord openbaar. Toegewy aan Christus, want hy is die waarheid. Hy is die weg en die waarheid, sê hy in Johannes 14. Weet jy, dit beteken dat ons nie meer lewe en aanhou lewe soos wat ons nou maar gewoond is nie. Nee, selfs op ons ou dag bly ons aktief soek na die waarheid. Sodat die waarheid uit die woord uit ons opinies sal verander. Dat ons nie maar bly soos ons is nie. Dat ons opinies sal verander, dat ons lewens aanpas om dit op koers te bring, in lyn te bring met God se waarheid in sy woord. Want met sy waarheid, sy woord in Jesus Christus, daarin bewaar hy ons, in hom. Al sekerder, soos wat ons met al meer toewyding, ons lewe lank met toewyding, dieper en meer en aanhoudend in sy woord soek na sy waarheid. Dis opvallend dat hy bid, dat ons nie uit die wêreld weggevat word nie. Hy bevestig dat ons nie meer van hierdie wêreld is nie. Ons is nog hier, soos wat hy nie van hierdie wêreld was nie. Ons het nou burgerskap in die hemelse koninkryk. Ons is vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld, sê Petrus. In hierdie wêreld vol sonde en ongeloof en verleiding. Hierdie wêreld, wat ons wat glo en wat die ewige lewe het, haat, soos wat hulle hom gehaat het. En tog bid hy nie dat God ons uit hierdie wêreld sal wegvat nie. Inteendeel, soos die Vader hom in hierdie wêreld ingestuur het, so stuur hy ons. Natuurlik nie om te doen wat hy gedoen het nie, maar om te verkondig wat hy gedoen het. Om getuies te wees van hom. Om sy woord te verkondig. Om disippels te maak van elke stam, taal en nasie. Om die blydskap van ewige lewe wat hy in ons gebring het, met ander te deel. Hy bid verder dat terwyl ons in hierdie wêreld bly, hierdie wêreld wat ons so haat, bid hy dat die Vader ons van die bose sal bewaar. Die bose wat regtig hier is. Ons weet dat hy ons bewaar. Hy sê dit elders in sy woord ook. 2 Tessalonisense 3 vers 3, dat God getrou is en ons daarvan bewaar. 1 Johannes 5 vers 18 sê hy dat die Seun van God, elkeen wat in God gebore is, bewaar, en dat die duiwel geen houvas op 'n gelowige kan kry nie. Jesus verkondig self vroeër dat niemand ons uit sy hand kan ruk nie. Ons hoef vir niks bang te wees vir die bose en die duiwel en bose geeste en vloeke en allerlei onheilige dinge nie. Want ons behoort aan die Almagtige. Ons behoort aan God en hy bewaar ons. Soos ons gereeld vra, verlos ons van die bose. En dan bid hy bid dat ons een sal wees. Dat daar 'n eenheid tussen gelowiges sal wees. En dan bevestig hy juist dat ons eenheid 'n bewys sal wees vir hierdie vyandige wêreld om ons, dat God
Jesus, die Vader Jesus gestuur het en dat hy ons werklik lief het. Want hierdie eenheid tussen gelowiges is onmoontlik op enige ander manier. Dit kan nie uit onsself uitkom nie. Die eenheid tussen gelowiges kan net gebeur wanneer God dit gee. En hy gee dit in Jesus Christus. Ons moet baie mooi oplet dat Jesus nie bid vir algemene eenheid met almal in die lewe nie. Hy bid vir 'n baie spesifieke eenheid. Hy sê 'n eenheid soos die eenheid tussen God die Vader en God die Seun. Daardie eenheid. Ons lees in 1 Johannes 1 vers 3 iets wat ons dit mooi kan laat verstaan. Hy lees daar dat ons deur Christus deel kry aan 'n gemeenskap met mekaar. So deur Christus kry ons 'n eenheid met mekaar. En hierdie gemeenskap, hierdie eenheid wat ons ontvang tussen mekaar, is die gemeenskap met die Vader en met die Seun. Jesus bid vir 'n eenheid tussen almal wat aan die Vader behoort, almal wat aan Jesus behoort, almal wat hy in sy naam bewaar. Hy bid vir 'n eenheid tussen almal wat een is met hom. Nie met die res nie. Want die res haat ons. Ons kan nie en ons mag nie 'n eenheid soek met ander wat nie in Christus glo nie en daarom nie in hom deel het aan die enigste ware God nie. Hulle wat nie deel het aan die eenheid met Vader en met Seun nie. Jesus bid vir gelowiges se eenheid, dat dit 'n eenheid sal wees wat uit die eenheid van Vader en Seun sal loop, soos wat vars water uit die bron van 'n fontein loop. Dis nie 'n eenheid tussen ons nie, dis 'n eenheid wat hy gee tussen ons. Eenheid met ongeloof en sonde en die wêreld verbreek die eenheid met hom. Want hy is daarmee nie een nie. Juist daarom dat ons in ons voorbereiding vir nagmaal moet seker maak dat ons breek, dat ons nie met die sonde saamloop nie, want hy is nie een daarmee nie en ons kan nie eenheid met hom aan die tafel ontvang as ons in eenheid met sonde in die wêreld wil lewe nie. Die wêreld sal ons haat omdat ons nie vrede wil maak met sonde nie. Omdat ons nie eenheid kan hê met ongeloof en met vals geloof nie. Ons moet 'n eenheid hê in getuienis van dieselfde lig aan die wêreld. Dieselfde getuienis aan 'n ongelowige wêreld wat ons verlei en wat ons wil sag maak vir 'n valse, goddelose eenheid. Is dit dan nie hartseer dat daar selfs kerke is wat strewe na 'n gemeenskaplike broederskap van mense met ander gelowe en vals gelowe en bygelowe en ongeloof nie. So 'n eenheid is vals en dit sal tot die ewige dood lei. Bly weg daarvan. Vlug weg van dit. Maar aan die ander kant moet ons nie ons ywer vir die waarheid misbruik as 'n verskoning vir die sonde om nie God se eenheid met ons geloofslewe in ons kerke gestalte te laat kry nie. Dat ons so na die waarheid soek en dan enige verskoning kry hoekom ons nie met iemand anders een kan wees nie. Hoeveel keer word menslike gebruike en kultuur as verskoningsgebruik vir verdeeldheid? Hoeveel keer is dit blaatante broedertwis in 'n koestering van ou koeie en ou slote, wat mense net nie kan verby kan kom nie. Hoeveel keer is dit selftrots en hoogmoed
en 'n gebrek aan selfverloning wat ons weerhou van eenheid waarvoor Jesus bid, hierdie eenheid waarvoor hy sy lewensbloed gegee het. Ek stel dit as retoriese vraag, maar ek verseker jou, dat ek jou 'n voorbeeld, 'n werklike lewensvoorbeeld kan gee van elkeen van hulle, en jy waarskynlik kan nog meer daarvan gee as wat ek kan. Ons is baie keer so ingegrawe in ons eie gebruike en ons gewoontes, so vasgevang in ons gemaksones van hoe ons geloof bedrywe, van hoe ons geloof lewe, dat ons net nie by ons oogklappe kan verbykom om te onderskei tussen wat is wesenlike verskille in die waarheid, waarmee ons nie vrede en eenheid kan hê nie, en wat is verskille in gebruike, terwyl ons by dieselfde waarheid is. Ons moet wel onthou, en mooi oplet, dat Jesus nie hier spesifiek bid vir 'n strukturele of 'n organisasie eenheid nie. Hy bid ook nie dat hierdie eenheid 'n eendersheid sal wees nie, want hy gee 'n verskeidenheid van volke, 'n verskeidenheid van kulture, en in elke verskillende volk en nasie en kultuur en ras openbaar hy hom anders. Maar ons moet baie versigtig wees dat selfs aanvaarbare redes vir onderskeid nie aanleiding gee by ons vir 'n verdeeldheid in ons gesindheid en 'n afsydigheid van ons wederwysige liefde nie. Jesus bid nie vir 'n mensgemaakte harmonie nie. Hy bid vir 'n praktiese uitwerking van ware gemeenskap met God deur Jesus Christus, wat gevorm is deur homself en die waarheid van sy woord. Hy bid vir die uitleef van 'n opofferende liefde vir alle gelowiges, 'n eenheid, terwyl ons tog onderskei tussen kernwaarhede van die evangelie en die vryheid van verskeidenheid. En dan bid hy dat ons by hom sal wees. Vader, dat hulle sal wees waar ek is, sodat hulle my heerlikheid sal sien. Jesus lig sy bede verby die horison van ons leeftyd op hierdie aarde. Hy bid vir daardie dag, wanneer alles regtig finaal in sy wederkoms vervul sal wees. Wanneer ons in 'n menigte saam met die ganse skepping in ekstase hom sal verheerlik en hom sal eer, sy heerlikheid sal sien en daarin sal deel. Hy bid vir daardie dag wat ons saam met hom sal aansit in die bruilof van die Lam. En hy sluit sy gebed af dat sy sending sal voortduur, want hy stuur ons daarmee verder, om die naam van God bekend te maak, en dat sy liefde in ons sal wees, in almal wat aan God behoort. Wat 'n wonder van 'n gebed. Kom ek som dit kortliks op. Jesus het sy verlossingswerk voltooi. Hy gaan na die Vader terug, hy het teruggegaan. Hy het die heerlikheid ontvang wat syne was nog voor die skepping van die wêreld af. Hy het die mag oor die hele mensdom, en hy gee die ewige lewe, maar hy gee dit aan elke een wat aan die Vader behoort, en wat die Vader aan hom gegee het, elke een wat die woord aanvaar en in hom glo. En dan daardie aand voordat hy gevange geneem word, en nou nog steeds in die hemel, totdat hy weer kom, tree hy by die Vader in vir ons. Nie vir alle mense nie, maar vir hulle wat aan hom glo, en almal wat nog in hom sal glo. Hy dra ons op aan die Vader, nie dat die Vader ons uit hierdie wêreld sal wegvat nie. Nie dat die Vader ons beproewing en ons verdrukking sal wegvat nie. Die haat van die wêreld van ons sal afskei nie. Nee, hy vra juis binne dit, dat die Vader ons sal bewaar in sy woord, in sy naam, in sy waarheid, in Jesus Christus. Hy bid dat ons ywerig sal bly in ons toewyding in sy waarheid, in Christus en in sy woord. Hy bid dat ons 'n eenheid sal hê met mekaar, omdat ons 'n eenheid het met hom.
'n eenheid met die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En hy bid dat ons by hom sal wees en sy heerlikheid sal aanskou. En dat ons in hierdie lewe in blydskap mag lewe, want ons weet waarheen dit gaan. En dis op hande. Maar dis baie duidelik dat ons nie een van hierdie dinge self kan doen nie. Dis immers hoekom hy tot die Vader bid daarvoor, en nie bloot net vir ons sê om dit te doen nie. Nee, dit kan net as die Vader dit in ons werk deur die Heilige Gees. Maar weet jy, selfs al moet dit gebeur, en kan dit net gebeur deur die Heilige Gees se inspirasie en sy bemagtiging en onder sy leiding, is dit nog steeds ek en jy wat dit moet gaan doen. Dis nie sit en wag dat God dit laat gebeur nie, nee, hy laat dit deur ons gebeur. Ons moet dit doen, en daarom, kom ons lewe dan so. Kom ons bid geduldig saam, dat God dit in ons sal werk, dat ons so sal kan lewe. Dat ons toegewyd aan hom en in die woord sal wees. Dat ons geanker sal bly in sy naam, soos wat hy dit in die woord vir ons gee, in die versekering, sonder enige vrees, want ons is verseker dat hy ons bewaar van die bose. Kom ons lewe met 'n eenheid onder mekaar, 'n eenheid met almal wat met hom een is. En dit alles terwyl ons sy naam, sy woord, sy genade, sy liefde, sy heerlikheid bekend maak totdat hy weer kom, en dan dat ons hom in sy volle heerlikheid sal aanskou en hom in aanbidding sal vereer. Nou karig, maar eendag in al die glorie. Amen. Kom ons bid saam. Wanneer ons die Onse Vader saam bid, die gebed wat hy gee vir ons om te bid, dan vra ons baie van hierdie dinge ook in hierdie gebed, dat sy naam geheilig word, met ander woorde dat ons daarin geanker sal wees, en dat ons daarin sal vashou, en dat hy ons daarin sal bewaar, dat hy sy ryk sal laat kom, dat hy sy wil sal laat geskied, hier in ons lewe al meer en meer, maar soos dit gaan, in al meer en meer mense wat die Vader aan die Seun gee, en wie hy die ewige lewe gee. Ons vra dat hy in hierdie wêreld ons dagse brood vir ons sal gee. Nie al die luxuries wat ons oor kan droom nie, maar elke dag gee dit wat ons nodig het. Dat hy ons skulde sal vergewe, want ons bly so struikel daarin. Dat hy ons sal bewaar daarvan, dat ons nie verlei sal word nie, dat hy ons van die bose sal verlos. O ja, en dan hierdie uitroep, aan hom behoort die ryk, die sterkte, die ere vir ewig. Kom ons staan en dan sing ons hierdie gebed saam. Daarna bly ons staan.